Welkom en dis lekker om te weet julle kuier saam. Ons is weer vandag bevoorreg om met nog 'n Springbok en Noord-Transvaal legende 'n bietjie te gesels oor nalatenskap en oor Curriebeeker finale en oor Springbok rugby. Na ons vorige gesprek met hom Willie kon ons nie anders as om natuurlik die man homself te nader en te hoor of hom tuis daarom net homself wil kom verdedig en daarom kom sê wat was waar en wat was nie. En dit is vir ons baie lekker gewees om dan ook om tuis sy legacy bordjie te gedoen het, 100 wat hy self onderteken het. Wat so ietsie van oom se storie en oom se lewe probeer opsom, maar natuurlik kan 'n bordjie dit nie doen nie en daarom is dit vir ons lekker om met oom te gesels. Oom Tuis, dankie dat oom kom kuier en dat oom bereid is om vir ons nou die waarheid te kom vertel. Die halwe waarheid. Want by oom Mouner en by oom Willie het ons daarom baie staaltjies gehoor, maar ons weet as die kaptein gepraat het, dan kan niemand dit betwis nie. Dan hoop jy maar hulle luister. Ons hoop so. Oom Tuis, dis 'n groot voorreg om met oom te gesels. Maar voordat ons by die Bloubil rugby legende uitkom, wil ons vir 'n bietjie hoor, waar het oom groot geword, hoe het oom se familie gelyk, hoe was oom se kinderlewe, hoe het oom Tuis Lourens die man geword wat ons leer ken het? Dis 'n halwe sterkvraag, maar ek was op laerskool Lucas Meyer in Vryheid, Noord-Natal. Nou ja, ek het niks van rugby geweet, niks nie. Waar ek het begin het, soos die Engels sal sê, 'n ball boy. Ek het die bal gekry vir die lynstaande en toe gradeer ek op na 'n vlagman toe. So toe het ek nou besluit, ek gaan nou met die bal speel, nie vir iemand anders teruggee nie. En toe het ek begin rugby speel. Ook maar dom en kaalvoet en hard op enige kant toe, voorkant toe, agterkant toe, wat ook al. En dit is waar my liefde pos gevat het met die wedstryd. Ek sal nooit vergeet nie, my oule pa, hy het een wedstryd bygewoon, wat ek gespeel het op Vryheid. En die ou baas het 'n pyp gerook so, en na die wedstryd, hy sê my ou seun, wat maak julle? Kan julle nie elkeen 'n bal kry? Dan hoef julle nie vir een te beklei en dan het jy mos 'n bal. En dis hoe ver my pa rugby geken het. Hy kon nie verstaan nie. Nou ja, en dit is waar die liefde van die spel by my pos gevat het. En reeds daar op skool al het oom die indruk gekry dat dit 'n gawe is, dat dit iets is wat oom kan doen, dat dit iets is waarna oom goed is? Ja, kyk, ons was op laerskool, was ons mos gechommel, jy weet. Dat was nie gestruktureel nie. Maar later van tyd toe word ek gekies onder 15. En ek het eers op 'n soos Willie Kat sê, senter gespeel. Maar ek dink ek was te vinnig. Toe skuif hulle my flank toe. Toe speel ek nou daar onder 15, Noord-Natal onder 15 en in standaard 8. Toe was ek nog half onder 15, toe speel ek al eerste span. Toe word ek gekies vir Noord-Natal se skoolspan. En dit het ek nog gespeel tot in matriek. En dis waarmee ek nou vertroud geraak het. Toe, want ek wist toe nou, ek het arm groot geword, baie arm. Toe besef ek nou, op hierdie reghoek is ons almal ewe. Dis nie ryk of arm of vinnig of wat nie.
daar kan almal meeding met mekaar. En dan sien ons dan nog maar goed. Ek gaan nou nie hierdie ou, as ek kom smeer grond toe, dat ek geld gaan kry nie. Maar ek het 'n genoegdoening gevoel. Jy is nou saam met my in hierdie baantjie wat ons moet ry. En dit is, ek is toen nog gekies vir 3 jaar op 'n ry vir Noord-Natal skole, rugby. En in matriek 61, na 61, toe is die wet verander. Dis toe nou die loteringsstelsel van die weermag. Januarie 62 was die eerste opname. Was Januarie, Februarie, Maart. En ek was toe nou geloot vir die tweede inname in Bloemfontein. Toe was ek soontoe. En daarvan af het ek Pretoria toe gegaan. Ek het met 3 maande klaargemaak in Vrystaat. Toe is ek Pretoria toe, 3 maande. En die laaste 3 maande Natal toe, Durban toe. Toe het ek my weermag stories klaargemaak daar. Het oom in die weermag rugby gespeel, sport gedoen? Ja, ek het toe nou in Bloemfontein met die loteringsstelsel, toe word ek gekies as onder 20 daai tyd toe nou, vir Vrystaat. En snaaks genoeg, hier en daar dan, Vrystaat is maar 'n sagte plekkie vir my. Dan sê ek sê, julle Vrystaaters, julle weet nie wat ek gespeel nie. Ek het in Vrystaat gespeel. Hulle sê, hey, dis waar jy jou rugby geleer het. Ons het gesien met die 15 blitsvrae, ons moet maar laat die mense kies tussen die WP en Transvaal of tussen Natal en Transvaal, want as ons hulle laat kies tussen enige ander unie in die Vrystaat, dis almal se tweede span. So almal wil vir die Vrystaat, of hulle het daar gespeel of hulle wil daar gaan speel. Ja. Ek het in 'n rubriek gelees, oom Thys, dat iemand het een keer gesê oom was so suksesvol omdat oom oor 2 ongelooflike vaardighede beskik het. Die ene is die feit dat oom altyd vasgebyt het. Oom was maar net altyd in die stryd en betrokke. Maar dan die tweede ding het hulle gesê dat oom het 'n vasberade geloof gehad dat oom so goed was soos enige ander speler en op die hoogste vlak kon kompeteer. Het oom van vroeg af gevoel oom is bekwaam, oom is sterk genoeg, goed genoeg om te kan kompeteer? Ja, ek het nie hoe kan ek sê, geaspireer om bo uit te kom nie. Want ek het nie eintlik geweet van die geskiedenis van rugby nie. Maar ek wou myself net vestig. En ek het nie daarvan gehou dat 'n ou beter as ek is. Ek praat nou nie van my spanmaat nie. Ek maar praat van die opponent. Dan het daai wilskrag het na vore gekom. Dat ek wil voor die ou by die bal kom en wil voor alles wees. En dis hoekom ek nou redelik fiks was. Want ek het myself gedryf. En sê maar, ek wil nie hê iemand, kyk, hy kan my met spoed klop, maar met uithou vermoë wil ek nie hê hy moet daar wees nie. Dit is net Jan Ellis wat my op 'n halwe tree sou
geklop het by die dom. Dis dan eintlik interessant om te sien hoe vinnig oom uit die blokke uit in oom se rugbyloopbaan uitgekom het, want in 1965 speel oom dan nou eintlik die eerste keer vir Noord-Transvaal. En kort daarna, 1968, het oom reeds oom se Springbok klere gekry om teen die Britse en Ierse Lions te speel. Maar as mens dalk so 'n bietjie vinnig gesels net eers oor daai eerste wegtrek, oom het nou gepraat oor daai era daar in Noord-Transvaal, groot name. Hoe was die atmosfeer en wat was die kultuur in die kleedkamer? Oom het die kleedkamer gedeel met manne soos oom Frik de Pre en legendariese karakters. Hoe was daai atmosfeer en daai kultuur gewees? Man, eerstens was dit 'n skok dat jy gekies word vir Noord-Transvaal. Want jy toen moes nog opgesien. En daar is Oupa Dubuisane gewees en Fourie de Pre, noem maar op. En een staaltje is nie 'n staaltje nie, dit is die werklikheid. Toentertyd het jy jou rugbyklere gekry. Loftus, die Bloubil, Blommetje. Na 3 wedstryde. Na 3 vriendskaplike wedstryde. Of 1 teen 'n internasionale span. So in 65 het ek begin speel. En die tweede jaar het ek het die eerste jaar 2 gespeel en die volgende jaar het ek weer 1 gespeel. So ek het 2 jaar gesukkel om my blommetjie kan kry. Ja. En hulle het jou ook net die wapen gegee. Jy moet die baadjie self koop. En maar ek het dit met graagte. Ek dink dit was op wat R2, R3, ek weet nie. In daai vroeë fase oom by die Noord-Transvaal, wie sal hom sê was die spelers wat dan nou die jong spelers soos oom 'n bietjie gementor het en hulle onder hulle vlerk half ingeneem het en vir hulle touwys gemaak het oor hoe dinge in die Unie of hoe dinge in die provinsie gewerk het? Ja, wel Ole Louis Schmidt en Oupa Dubuisane. Het oom se leierskaps model amper op hulle getaks dieselfde beginsels as hulle toegepas in hoe oom dan ook later jare jong spelers in die Noord-Transvaal begelei het en gementor het? Wel, dit moes seker so gewees het. Jy weet, jy speel saam met iemand of jy speel teen iemand en jy tel iets op van die spel self en van hoe met mense te werk. So ek dink dit is ek kan nie pertinent sê ek op daai ou na nie. Ek het dit seker maar in my onderbewussyn het ek dit te harte geneem. As ek dan vir hom kan vra, oom is toe nou daar, oom is jonk gekies vir Noord-Transvaal, oom is 'n flank. Wat was oom se verstaan van die rol van 'n flank? Wat was die werk wat 'n flank moes vertolk het op die veld in daai tyd? As oom nou daar in die kleedkamer gestaan het, wat het oom gesê moet ek nou vandag gaan doen op die veld? Jong, ons noem hulle nou afrigters. Maar toentertyd het jy 'n breier gehad. Het jy ou wat was Bierman. Ek sê altyd, oom Bierman het my nie werklik iets geleer van rugby nie. Maar hy het jou basiese ding geleer, of om toegespits op die basiese ding. Jy moes fiks wees, en jy moes dissipline handhaaf. Daai 3 dinge moet jy in jou mondering hê.
So, niemand het vir my gesê, luister, jy moet dit doen of dat doen. Jy tel het mos, maar in elk geval, ek het het opgetel van hoe ek kyk vir die spelers, wat hy maak, hoe sy voete, hoe druk hy of hoe maak hy. En ek het myself geskool daarin, sonder om die breiers nou te verkwalik. Maar dit is seker maar omdat 'n mens lief is vir die spel, dat jy aandag gee en hoe dit jou gaan pas. Dit is opvallend hoe gereeld oom Bierman se naam na vore kom, en nie net ten opsigte van die sport nie. Ek kan onthou in ons onderhoud met oom Houner het hy ook gesê, dit was amper 'n mentorsrol, dat hy die jong spelers ook maar baie geleer het oor die lewe. Hoe was oom en sy verhouding gewees? Met die ou baas, Ja. ou baas Bierman. Want ek sal so baie goeie verhouding, ons vlieg eendag of 'n naweek daarna uit 'n Kraddock toe. Maar nou het ek 'n bos hare. Ek is nou uit die weermag uit en ek is in die versekeringswese. Maar ou sê min of meer soos daai. Ja, daai pryk. En ons land toe daar so daar op Kraddock. En die ou kerel, hy het my ook so, my toeslag genoem. Hy sê my toeslag, hy vat sy, en hy vat die klein sakke, die langbroeksakke, het my so klein sakketje gegeen. Haal hy R2. Hy sê, daar, loop, my toeslag, gaan sny jou hare. Maar hy praat maar so soetjies. Het nie vir jou so sê, jy bedoel. Hy sê gewoon, gaan jou hare. So subtiele begeleiding. Het wys maar is amper dat hy geweet het hoe om met wie te werk, want vir oom Houner het hy weer laat spit, maar vir oom het hy net subtiel laat weet. Oom Thys, en toe natuurlik, baie vinnig, word oom Springbok, word gekies om teen die Britse Leeu's te speel, in daai toetsreeks druk oom 3. As ons vir ons miskien so 'n bietjie kan vertel oor oom se Springbok loopbaan, daai eerste toer van die Britse Leeu's, hoe het oom dit ervaar? Ja, kyk, die 3 losverspelers was Piet Greiling, Jan Ellis en Tom Bedford. En hulle het die eerste toets gespeel. En die tweede toets, dat is die volgende zaterdag. Die volgende zaterdag toen is daar een provinciale wedstrijd. Toen Piet Grilling, ik denk dat hij voor Vrystaat toe gespeeld. Toen spelen hulle tegen West-Transvaal en ons Noord-Transvaal speelt tegen Grens. En zo, jy moest spelen die vorige zaterdag voor die toets. Anders kan je niet gekies worden voor die toets. En ons het nou op Oost-Londen gespeeld. En ons het die wedstrijd goed gewen. En ik heb zeker maar ook maar een nuisance voor mezelf gemaakt. En die aand bij die onthaal, toen kwam het nou over die radio. Piet Greiling het zich gekregen. En hulle besluit, ik zal die volgende zaterdag teen die Leeu speel. So daar kom Frik. En die kom hier achter my en die druk sy kop so tussen my bene en hy tel my op sy skouers en hy dans daar op die dansbaan. Dus hy nou bly vir my part om ek te kon speel en ek kan het nie glo nie. Ek weet nie, ek is nie op die aarde nie, ek is op die skouers nie, ek weet nie waar het is nie. En dit is waar die ding nou begin het en jou eerste toets, weet jy nie werklik, dit gaan so vinnig verby. As jy jou oor uitveer, dan blaas jy eindvlieg.
En tot nog vandaag toe nog. Ik kan het niet, herleef nie. Dit is dan op Nieuweland wat oom 'n 3 gedruk het. Oom se enigste toets 3. Kan oom iets daarvan onthou? Al wat ik weet, is een natterige wedstrijd geweest. Niet nat, nie, maar een Nieuweland veld. En ons het ook een lijn staan gevormd tussen ons kwartlijn en alle kwartlijn en die doellijn. En had het die paal geklapt. En toen zei ik nou, net betijds raap ik die bal op en ik stort oor die doellijn. Word die 3 toegekend. En nou, niemand spring op jou en gaan te keren nie, dis net, Davies klap me net so achter die blad. En dit is al wat ik van die 3 weet. Nou, dit is soos op, Willie Katz ook sê, Virk sukkel toen dag 38 toetsen om 'n 3 te druk. Hy druk die 1 uit 9. Nou wen ek hom, ek druk 1 uit 3. Maar dit was daarom ook nou nie oom se enigste ervaring saam met die Springbokke nie. Oom was gekies vir die toergroepe wat in 1968 na Frankryk toe sou gaan. Ja. Kan oom so 'n bietjie iets vertel van wat is anders as 'n ou gaan toer teenoor as 'n mens nou as Springbok gekies word en jy speel 'n tuistoets? Ja, wel jy het die voorreg om 'n land of enige land, want as jy hier bly en jy gaan net oor die grens, dan is jy na 'n provinsie. Maar nou as jy nou met 'n vliegtuig oor die waters gaan, dan is dit so 'n ander gevoel. En ons het toe gegaan Frankryk toe en ongelukkig vir my het ek met 'n oefening of 'n ding het ek seer gekry gehad, ek dink is my skouer of iets. Toe het ek net 1 wedstryd gespeel daar. En genadiglik het ek dink amper gelyk opgespeel. En dis al wat ek nou maar sê. Dis die atmosfeer van die taal, die kultuur en die omgewing. Dit is 'n ou se oë raak oop en jy kan nie alles inneem nie. Oom se laaste ondervinding dan saam met Springbok rugby was dan op 'n toer gewees in 1971 na Australië toe. Ja. Hoe sou oom was dit anders? Het die spankultuur alweer bietjie verander van daai vorige toer in Frankryk? Hoe was daai ervaring in Australië vir oom gewees? Nee, wat die kultuur by die Springbok span van ons tyd nou, draai jy maar saam met jou. Maak nie saak in watter land jy gaan speel nie. Die routine bly dieselfde. Is net die plekke verskil. En ek sou sê ek kan nou ietsie byvoeg. Ons ons neem ons aan na 'n dieretuin toe en hulle praat nou van die koaletjies en die wat is die kangaroes en goed, en maar is baie interessant, jy weet. En hulle kom by wat is die koala beertjies. En die ou sê, weet wat wonderlik is, die diertjies paar net eenmaal 'n jaar.
En hy sê my nou vergewe, ons is nou allemaal groot mense. En daar raak so stilte. En om Frik sê, van nou af is het koala de Pere. Maar in elk geval, dis maar net 'n staltjie daarvan. En ons het daarom daai toetsreeks ook gewen. En toen is ons als onoorwinbare span is ons terug by Suid-Afrika. Want hy is baie van die rubrieke en berigte wat 'n mens lees van daai tyd sê dat oom eintlik een van die ongelukkigste spelers was in Suid-Afrikaanse rugby, want omdat oom se Springbok loopbaan eintlik so kort was, want hulle die mening was dat oom baie meer toetse in Springbok rugby moes gespeel het. Hoe het oom met daai, ek wil amper sê daai media en daai ongelukkigheid en daai onsekerheid rondom oom se Springbok loopbaan, hoe het oom daarmee omgegaan as speler? Nee, wat 'n mens is, jy kan nie noem het sê verwens dat jy nou eintlik daar moet speel nie. Ek het maar net gegaan, doen jou bes, as dit moet gebeur, gebeur het. En as dit nie gebeur nie, wel jy het maar in jou eie opinie of wat ook al, maar die groot geluk is, jy moet besef hoe lekker dit is en wat 'n voorreg dit is om rugby te speel. En doen net jou bes en die keerders doen die res. Genadiglik wil ek daarom sê, dit was nie net die keerders wat die res gedoen het nie, want in provinsiale klere het oom toe nou eintlik, ek dink elke moontlike en haalbare prys en oorwinning wat mens kon behaal, het oom behaal. Want in 1968 word die Currie-beker 'n jaarlikse instelling en 'n jaarlikse toernooi gewees. En van 1968 af, solank as wat oom gespeel het, het dit eintlik half gelyk asof die Currie-beker die Noord-Transvaal se besit is. En ek het 'n bietjie gaan kyk en ek sien daai heel eerste wedstryd in 1968 teen die Transvaal, was daar 'n jong Thys Lourens wat ook daar gespeel het tussen die Blou Bulle. Het oom al daai tyd geweet dat Noord-Transvaal oom se tuiste sal wees, en kan oom iets onthou van daai eerste Currie-beker finaal? Jy kan nie vooruit, jy weet, dit is nou die eerste Currie-beker wat ons nou gespeel het na 'n lang tyd, wat daar nie 'n Currie-beker was nie. Ja. En toe kry jy nou daai gevoel en nou, toe word dit nou amper, wel, dit is nou 'n jaarlikse instelling. En 'n mens moet maar net besef, daar's net 30 spelers in die hele Suid-Afrika wat meeding met die Currie-beker. 15 van die een, 15 van die ander. So wen daai 15 van die Noord-Transvaal toe nou daai Currie-beker, en nie maklik het mense dit van hulle al weggekry nie. Die jaar daarna, in 1969, word seker een van die bekendste wedstryde in Suid-Afrikaanse rugby geskiedenis gespeel. In daai finaal sou die ongelooflike oom Frik de Pre geskor, gedrop en gepleis het. Kan oom iets onthou van daai wedstryd wat hy dan nou eintlik so bietjie homself in 'n legendariese status vir ewig het? Ja, ek was in 'n kwaad vir hom, daai 3 wat hy gedruk het, ek was aan die binnekant, hy moes hom vir my gegee. Ek het dit gesien. Nee, wat is, nee, is 'n wonderlike gevoel gewees.
dit is dan nou die een seerpuntjie of teerpuntjie in my navorsing en ek vra byvoorbeeld om verskoning dat ek oom nou hieroor moet vra. Ja, wat? Maar ek sien in al oom se loopbaan is daar dan nou hierdie een wedstryd in 1970 waar die Bulle nou nie die Currie-beker gaan wen het nie en hy nou eintlik in Kimberley deur die Griekwas, deur Mannetjies Roux en Pierre Smit se manne gewen word. Ek het gewonder oom, ek was nog nie gebore daai tyd nie. Maar die Griekwas naam op die Currie-beker staan nou 'n bietjie uit en ek het gedog ek kan vir oom vra wat het gebeur daai jaar. Wel, ek was net nie gekies nie. Dit was die fout. Nee, ja, ek sê dit moet 'n tong in my kies, weet so. Nee, wat is ons was nog nie daar nie, maar ek het 'n vermoede, sterk vermoede, tussen in jou agterkop dat jy nie jy's fisies as jy reg, maar geestelik het daar 'n draadjie geknip gehad. Ja. Omdat ek dink mense wonder omdat Noord-Transvaal so dominant en eintlik so as vanselfsprekend as die wenners aanvaar was of dit nie maar soos om te reg sê daai draadjie daar agter geknip het nie. Die jaar daarna is oom daarom terug en daar word dan in 1971 teen Transvaal gelykop gespeel en die groot kaptein van die Blou Bulle, ene meneer Thys Lourens sou sê, jy weet, I played in 8 finals and won 7.5 of them. Is hierdie die ene wat vir oom bietjie uitstaan, die gelykop teen die Transvaalers. En weer eens, ek moet nou Frikk se naam ook noem, daar by die onthaal, toe dit nou sy beurt was, om nou iets te sê. Toe sê, dames en here, ek wil julle net herinner, die beste span vandag het gelyk opgespeel. Dus daarom en terloops, dis nou goed dat oom na hom verwys want dit was dan ook sy laaste wedstryd gewees. Ja. En ek dink die koerante het gesê dis goed om te sien dat Frikk daarom nou nie sy laaste wedstryd verloor het nie, maar dit is ook goed om te sien dat die Noord-Transvaal nie die beker gekry het. En dan oom Thys begin eintlik julle legendariese stryd teen die Vrystaat, wat die Vrystaat ook eintlik 'n baie sterk rugby span het in 1973 speel julle dan teen die Vrystaat wen 30-22 en in daardie wedstryd sou oom self 'n 3 gedruk het. Hoe kan oom ek het ook een keer gelees dat oom het in 'n vroeër onderhoud toe oom gevra is wat was die taaiste wedstryd wat oom ooit gespeel het. Het oom gepraat oor 'n semifinaal teen die Vrystaat. 74. Wat het die Vrystaat in hierdie era so gedigte opponent vir julle gemaak? Nee, wel hulle het na die veld toe gekom. Ek meen hulle die wil ontwikkel om te wen. En hulle het die spelers ook gehad. Harde spelers, daar was nie tussen die Vrystaat is dit in die wintermaande is dit nie, dan is die gras nie dof nie. Wat ek bedoel is, die gras is nie groen daar. Die gras is dof. Het is sand. Het is nie sand nie, ek wou amper sê klip. Maar dat is hard. En dat was nie 'n lekker dag om te speel nie. Die wind het gewaai, dit is koud. En daai ek vermoed is dit nie die foto wat oom hier gesê het wat oom bietjie vir die weer gekyk het op oom se bordjie of die weer bietjie swaar geraak het daar in die Vrystaat nie. Ja, dit kan wees. Dis die vorige millennium man. Dis ook in daai wedstryd in 1973 wat 'n jong slot van gevangenes sou opgedraf het en ons vra maar altyd so, ek moet vir oom 'n billike kans gee. Oom Willie en oom Houner het nou baie te sê gehad oor oom en wat was oom se mening van oom Houner? Hoe het oom hom as 'n speler ervaar en beleef? Nee, ek het hom
gebrandmerk as ek speel liewer saam met hom as teen hom. So dis in kort. Kan mens nou so 'n bietjie gaan in 1974 titaniese stryd teen die Transvaal en hulle was eintlik Oplofters, ja. daar was 'n gerug geweest dat hulle al eintlik die spitbraai aangesteek het en gereed geword. Ons het lekker geëet daar. En dan wil hy het so 'n bietjie gesels oor sy vaskop wat hy daarom daar gehak het. Wat was oom se ervaring van oom Willie Katz op Hakker, hoe oom hom beleef as 'n spanmaat? Jong, eintlik het ek net sy nommer gesien. Hy was voor my gewees. Ja, is goed. Ek dink 'n belangrike ding wat dan gebeur, 1975 wen oom hulle weer in Bloemfontein, raak nou al 'n gewoonte, en dan in 1977 in Bloemfontein is daar 'n jong blonnekop loskakel wat 'n nuwe era vir die Noord-Transvaal se agterlynspel, eintlik vir Noord-Transvaal se rugby meebring. Wat ek agterkom in die onderhoude wat ons tot dusver gehad het, is elke Noord-Transvaal se speler met wie ons praat, sê dat Naas Botha was 'n in 'n generasie rugby talent gewees. Ek sal graag oom se mening ook oor hom wou hoor. Nee, hy het begin speel, hy was nog onder 19 op Suidoos in 77. Toe hom Bierman van Sail vir ons gesê, ons moet hierdie beleid hier oppas. Weet, hy skoolleier hier nog, sal ek nou maar sê. En hy was baie voortvarend, jy weet, hy wil, ek sê vir jou naas, ek sal praat, speel jy net. Dit was ook hy wat dan nou vir oom sou opvolg as kaptein. So, dis dalk seker maar gepas dat hy net nog 'n rukkie moes stil bly. Ja, nee, maar hy was goed en hy dink die beste nog. In 1978 speel oom dan in oom se laaste finaal. Seker gepas, weer 'n keer teen die Vrystaat. Weer 'n keer 'n naby wedstryd, 13-9. Dis die laaste keer wat oom dan in 'n Karibeker finaal sou speel. Ja. Het oom dit geweet? Het oom geweet? Nee, hoe sal ek nou... Jy weet nie wat gaan die volgende Saterdag gebeur. En het oom so 'n bietjie herinneringe daaraan, aan oom se tyd as Karibeker speler, as provinsiale leier. Wat sal oom sê was oom se herinneringe en gedagtes rondom Noord-Transvaal in daai era? Nee, op daai stadium het ek nog nie gedink aan klaarmaak nie, jy weet. So, ons het dit maar jaar na jaar vat. Jy het nie voorbereidings getref vir die volgende jaar nie. Nie vir die Karibeker. Jy wil maar net speel. Klub rugby en provinciale rugby. Maar ons het nie spesifiek aandag gegee aan die Karibeker. Hoe sal oom sê, het die kultuur in Noord-Transvaal verander van waar oom begin het, saam met Frikte Preele, na die nuwe generasie, Naas Botha hulle? Was daar 'n verandering in die kleedkamer? Het die kultuur verander, of was dit maar altyd net dieselfde? Nee, wat kyk, ons het met die ou kultuur, is ons uit. Het ons nie meer in die kleedkamers. Ons weet nie hoe dit daar nou gaan nie. Maar dit is soos Dr. Craven gesê het, as die geld inkom, gaan die liefde vir die spel die agterdeur uit. Maar ek kan hulle nie verkwalik nie. Nou sê baie mense my, jy sal hom seker baie geld gemaak het, as jy nou hier gespeel het. Toe sê ek, nee, met my geluk sal ek mos inbetaal het. Omtrent, dis die indruk wat ek kry. Ek het gelees dat oom was baie uitgesproke oor die oorgang van die amateur era na die professionele. Ja, volgens Dr. Craven. En die indruk wat ek kry is dat oom baie lief was, of baie lief is vir die Noord-Transvaalse rugby. O ja.
Waar kom daai liefde vandaan? Dit word maar net gekweek. Ek wil amper sê, jy trap aan die stryk en dan het hulle jou. En dan ga jy maar voort. Oom was beskryf deurgangs in oom se loopbaan as een van die taaiste vasbytflanke en toevallig ook een van die spelers wat baie selde beserings opgedoen het. Waaraan skryf oom hierdie tafheid, hierdie hardheid wat oom gehad het, hierdie vasberadenheid, waaraan skryf oom dit toe? Waar kom dit vandaan? Dis maar van jong tyd af, soos ek gesê het, fiksheid. Die basiese goed, fiksheid. En jy moenie, soos die Engels sê, retaliate nie. Jy sou my nooit gesien slaan het, want ek was te lig om te slaan. So. Dus ek kom eerder saam met oom Mouner gespeel. Ja. As ek vir hom kan vra, hoe in terme van oom se leierskap, ou kan nie oor oom Thys Lourens praat sonder om te praat van oom Thys Lourens die kaptein nie. Meer as 80 keer was oom kaptein gewees van die Blou Bulle. Wat was oom se leierskapstyl? Wel, ek weet nie, ek is maar net, 'n ding is maar reg of is verkeerd, jy weet. Maar as dit dan verkeerd is, dan die manier waarop jy dit oordra, dink ek speel 'n groot rol. Want 'n ou soos Mouner, hy verstaan nie as jy hom vloek nie, jy weet. Baie gesê, jy kan met hom raas en beklei. Maar 'n volgende ou wat jy moet hom, sal ek sê, sielkundig benader. En nie voor mense nou beklei en raas nie. Maar net man teenoor man, jy weet. Jy moet maar net mense kennis hê. Of, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar dit is maar so. Want daai oorgang, julle vir amper meer as 'n dekade lank, is elke week op die voorblad van die koerant. Almal wil saam met oom gesien word, 'n foto hê, 'n handtekening hê. Dit is belangrik om oom se mening te hoor. Hoe het oom die oorgang ervaar van om 'n publieke figuur te wees, 'n bekende gesig in die gemeenskap, na later in oom se lewe waar die rugbywêreld eintlik dalk weer 'n bietjie aanbeweeg en 'n ou nou bietjie meer op die agtergrond is. Hoe was daai oorgang vir oom geweest? Dit was moeilik, want jy wou daar teen skop, jy weet, maar jy het geweet. Dit gaan plaasvind. So dan moet jy maar jouself net terugtrek. Jy moet nou nie oorreageer nie. Want dit gaan jou nie help nie. En dit gaan die spel nie help nie. Maar onderling kan mens jou voelers uitsteek en jou opinies lig vir die mense wat saak maak. En laat hulle dit maar herkou en doen daarmee wat hulle wil. Maar ons gaan nie ons nekke daar uitsteek nie. Want ek moet nou ook my agent nader. As 'n mens praat oor nalatenskap, legacy, dis die groot vraag en ek dink in die venster van oom se lewe waar oom is dit iets waarna hy dink, hoe gaan mense ou onthou? Wat is dit wat oom graag sal wil hê mense oor oom moet sê, oor oom moet dink? Wat is oom se nalatenskap? Wat sal oom wil hê as die mense daar by Loftus bymekaar kom en praat van ou Thys? Wat is dit wat vir oom belangrik is wat die mense van oom moet onthou? Ek weet nie, ek het waarde sê ek het nog nooit daaraan gedink nie wat ek het eendag vir 'n koerantskrywer gesê, skryf jy wat jy wil, ek speel soos ek wil.
Dis al. Ek wil nie hê 'n ou moet soos ek wees of dit doen of dat doen. As jy 'n voorbeeld stel, dan is dit ten goeie. Jy maak daarmee wat jy wil. Maar ek verwag nie van iemand om my nalatenskap, wat dit ook al is, te benader of te doen nie. Ek is maar net ek en dus. Jy sien dan, hier sit ek met 'n kortbroek. My laaste vraag, ek wonder maar so 'n bietjie oom hulle wat nou hierdie absoluut die Noord-Transvaal, die Bloubulle, die Springbokke is gebou op julle rug. Wat is oom se gedagtes oor die spel vandag en oor spelers vandag, oor die toestand van rugby, skeieregters? Hoe voel oom oor rugby hierso in 2026? Kom ek sou jou sê, ek sal nie hierdie laities of hierdie spelers sal lewe hê op 40 as wat ek nou het op 80. Dis bitter vinnig. Dis alhoewel hulle nou hierdie rooi kaarte en goede. Dit is alles, die manne is fiks. Dis vinnig. En die spel het net verander. Alhoewel hulle die spel probeer veilig hou, veilig maak. Maar die manne sal nie, hy gaan nie hou nie. Die intensiteit is dalk so bietjie. Ja, hulle is baie. Nou ek glo nie, alhoewel hulle speel nou deesdae 30 of 40 toetse in 'n jaar of wat dan, maar nou is hulle werk. So, hulle moet werk vir hulle betaling. Dit is moet daar nog 'n ding plaasvind. As jy goed speel, kan jy jou geld kry. Maar as jy onnozel is, dan gaan jy bietjie moet inboet. Want ek kan net vir oom sê, oom het nou, as van oom se kant af was oom vir ons sê, oom het nou nie baie oor nalatenskap gedink nie, dan klink dit so eg autentiek soos wat ons oom leer ken het. Maar ek kan vir oom die waarborg gee, die nalatenskap en die indruk en die geskiedenis wat julle in julle spel en in julle liefde vir die spel meegebring het, sal nooit vergeet word nie. Dit was 'n wonderlike groot voorreg om saam met oom hierdie bordjie te kon doen vir oom. Ek het baie lekker met oom gesels en ek wil net vir hom sê, wat ons vir almal sê, baie dankie dat oom gespeel het en nog meer so dankie dat ons met oom kon gesels het. Baie dankie my ou vriend. En jy moet nou nie hierdie goed vir jouself hou nie, nee.